Dit is vandag die 6de week Lydingsweek wat ons ingaan. En ons tema is dat God vir ons 'n feesmaal gereed maak. En mag jy ook dan deur die boodskap vanoggend uitsien na daardie hemelse feesmaal wat die Here vir ons voorberei het. Aan Matteus 11 vers 28 kom Jesus met hierdie uitnodiging na ons en hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. En is daar die Here wat dit beloof, wat vanoggend vir jou sê, daar is genade vir jou, daar is vrede vir jou, dit kom van God die Vader, en dit kom van die Here Jesus Christus. Ons skriflesing vanoggend kom uit die evangelie van Matteus uit, en ons gaan die verhaal lees, die gelykenis van die feesmaal, die bruilofsmaal, daar in Matteus 22. Matteus 22, ons gaan lees daar by vers 1. Kom ons bid net eers saam. Here Jesus, in hierdie oggend is ons dankbaar vir die reën wat daar buite val. Dankbaar, Here, dat U die aarde nog 'n keer vir ons gevoed het, hier aan die einde van die reenseisoen. Dankbaar vir die varsheid wat daar in die lug is. Dankbaar vir elkeen wat vanoggend hier by ons saam in die erediens is. Die goedheid en die grootheid, Here, laat ons verwonderd staan voor U. Ons is gekies om vanoggend hier te wees, om U woorde van hoop te kan hoor vanoggend. U het ons van oral oor by mekaar gemaak, soos 'n herder sy skape by mekaar maak. By U kan ons veilig wees. In U teenwoordigheid kan ons vanoggend tot rus kom en net die vrede beleef, die vrede en vreugde om te deel in U verlossing en in die fees wat U vir die verlostes bereik het of voorberei het. Mag U woord vanoggend vir ons vrede gee en dit in ons harte kom neerlê. Laat die Gees ons vul met die genade, die vrede, om hierna ook as gelowiges in die wêreld te gaan leef. Amen. Matteus 22, Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof toe te gaan nooi, of te gaan roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed. Kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie. En die ene het na sy stuk grond en die ander na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad in die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees. Maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilof toe. Toe het daar slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het by mekaar gemaak. Slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars,
bind sy hande en sy voete vas en gooi hom in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Lees net tot daar. Die fees van die ongenooides, sou ons dit kon noem. 'n Feesmaal voorberei, aangebied aan mense wat nie daar hoort nie. Trouwens, die ouens wat juist by hierdie fees is die ouens wat ons nie graag na ons feeste sou wil nooi nie. Dis daardie kennisse en familie wat ons probeer wegsteek, as daar sulke belangrike feeste is. In daardie oomblik vergeet ons dat ons hulle ken. En dit mag dalk net ons naam skade aandoen, as hulle deur ons ander gaste gesien word. Om 'n fees te reël vir genooides, en dit plekke dan te gee vir ongenooides, dit is 'n groot risiko. Want hulle kan die gasheer se naam baie skade berokken, sy status. Hulle kan onsinnig optree en jou naam weggooi. Maar dis die storie van God se koninkryk wat hier vertel word. God maak 'n feesmaal gereed vir sy koninkryk. Maar dit is nie 'n koninklike feesmaal met belangrike en gesiene gaste wat aansit nie. Die belangrike en die gesiene gaste het hulle neuse opgetrek vir die fees. Die mense wat God bymekaar maak vir sy feesmaal, is die van die agterstrate. Daardie wat ons sou wil wegsteek en hoop hulle bly daar tot die fees verby is. Die boemelaars, die tollenaars, die sondaars van die samelewing. Maar weet jy, uiteindelik is daardie mense, ek en jy. God maak 'n feesmaal gereed vir jou en vir my. Hy kom haal ons uit die agterstrate uit, daar waar ons skandes en ons sondes probeer wegsteek. Hy kom roep ons waar ons skaam wegkruip, omdat ons voel ons is nie werd om by sy feesmaal te deel nie. Ons stap by 'n feesmaal in, sonder dat ons iets daarvan verdien. Trouwens, ons ken skaars die gasheer wat ons nader genooi het. Ons mag baie keer dink ons ken hom, want ons is daarom familie. Maar hoe meer ons van hom leer, hoe meer ons van hom hoor, hoe meer ons van hom lees of sien, hoe meer besef ons kennis van hom is maar min. Ons woon uiteindelik 'n feesmaal by van iemand wat ons nog baie beter moet leer ken. Die gasheer neem 'n groot risiko om sulke mense sommer net te laat inkom. Sê nou net ons, doen die gaseer oneer aan. En dan is daar natuurlik die wat die fees in sy gesig teruggooi, soos wat die aanvanklike genooides in hierdie verhaal gedoen het, want dit het hulle nie gepas nie. Dink net, jy word uitgenooi na 'n prestige onthaal, en gooi dan die gasheer met sy duur kos terug in sy gesig.
En tog doen ons dit. Ons is ontevrede met die gasheer se uitnodiging. Sy tydsberekening pas ons nie. So ons draai ons rug op die gasheer en sy fees. Die oorspronklike genooides het verder gegaan. Hulle het ook die gasheer sleg gesê. Hulle het hom gespot en hom geslaan en hom sommer in 'n houtkruis vasgeslaan. Die uitnodiging is ongevraagd in die gasheer se gesig teruggegooi op meer as een manier. En hy is verdwaas gelaat oor sy gasvryheid so miskennis. Hy is vir dood agtergelaat deur hulle wat sy gasvryheid nie wil aanvaar nie. En toe kies hy die mees onverwagte, mees onverdienstelike ongenooides om na sy feesmaal toe te kom. Ons met ons sondes, ons skandes, ons teleurstellings, ons vernederings. Dis die op wie God sy hoop hou, om die feesmaal te geniet soos wat hy dit voorberei het. Ons wat hom aan die verlede soveel kere teleurgestel het, vir hom hartseer gebring het, vir ons nooi hy nou om in 'n feesmaal te kom aansit. Alles wat in die verlede verkeerd geloop het, hanteer hy asof dit nooit 'n probleem was nie. Die kere wat ons sy naam deur die modder gesleep het, is vergete. Hy praat of vra nie uit oor ons verlede nie. Hy herinner ons nie aan die redes hoekom hy ons juis vanuit die agterstrate moes gaan haal nie. Ja, wat hy doen is, hy ontvang ons soos sy mees gesiene eregaste. So asof die fees van die begin af vir ons bedoel is. Hy gee vir ons ereplekke aan sy feestafel. Ons wat nie eers verdien het om naby die fees te kom nie. Ons word as die belangrikste van die gaste daar gereken. Dis 'n genade. Die hele uitnodiging, die hele deel wees van hierdie feesmaal is 'n genade. En genade het altyd 'n risiko. Dit word gegee sonder verdienste. Dit word gegee met die risiko dat dit onverrigte sake sal terugkeer. En die grootsheid van hierdie genade besef ons eers as ons sien dat hy self van sy troon afgeklim het. Dat hy homself tot in die agterstrate van ons lewens in verneder het om ons by hierdie feesmaal te kry. Hy het alles gegee, met die risiko dat hy alles kon verloor. Hy het sy lewe prys gegee, met die risiko dat geen haan daarna sal kraai nie. Ja, dat niemand sy uitnodiging ernstig sou opneem nie, soos wat hierdie oorspronklike genooides gedoen het. En om daai genade te verstaan, kom ons terug na die wese van God. 'n God van liefde en ontferming. Hy kan eintlik nie anders optree as wat hy optree nie. Sy uitnodiging na die feesmaal is tekenend van sy liefde. Dit is in die wese van God om ons genadiglik uit te nooi na die feesmaal wat hy vir sy mense voorberei het. Dit word 'n familiefees, want God het ons in Jesus sy familie gemaak.
moet ons onthou, die familie kan nog baie anders lyk as wat ons gedink het, of dalk sou wou hê. Daar mag mense wees met wie ons ongemaklik aan die feestafel sou voel. Mense wat ons nie regtig daar sou wou hê nie. En dan moet ons onthou, hulle is almal net soos ons. Hier, alleen omdat die gasheer in sy genade gekies het om hulle en ons daartoe uit te nooi. Niemand van ons hoort by die feesmaal nie. Wat nog te sê as eregaste van die gasheer. En tog is dit presies wat ons is, deur die gasheer se genade. En hier sien ons die wese van God as 'n wese van liefde. Hy maak ruimte vir onverdienstelikes by sy feestafel. Hulle, ons, wat dalk nooit in ons lewe 'n groot feesmaal sal bywoon nie, kry die geleentheid om God se by te woon. Dis meer as net 'n ete waarby ons aansit. Dis 'n uitnodiging na die ewige lewe in die koninkryk van God. Die woorde aan die man wat dan saam met Jesus gekruisig is, weer klink skielik vreemd in ons ore. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ook hierdie man kan aansit, kan deel hê aan die feesmaal. En onthou tog, die ongenooide genooides het niks gedoen om by die feesmaal te kom nie. Hulle het nie in die agterstrate gaan soek vir 'n feesmaal nie. Hulle het nie God genader om te vra of hy daarmee 'n plekkie vir hulle sal hê daar ergens nie. Hierdie is 'n inisiatief wat volledig van God afkom. Hy nooi die ongenooides. Hy roep die wat nie self gesoek het nie. Soos 'n herder soek na sy skape, so soek die Here elke verlorene in die strate van verlorenheid op en bring hulle na sy feesmaal toe. En dan sit ons verward en verdwaas aan die feesttafel. En ons wonder hoe het ons hier geland. Hoe het ons by die deur ingekom? En ons raak bekommer, soos daai ou wat nie die bruilofsklere aan het nie. Hy mag genooi gewees het, maar weet jy, as hy by die deur ingegaan het, sou daar 'n bruilofskleed in sy hand gestop gewees het. Dis hoe dit daai tyd gewerk het. As die gasheer jou nooi na 'n bruilof te gee en vir jou 'n bruilofskleed is die aan daar opdaag. So selfs dit voorsien die gasheer, soos enige goeie gasheer van Jesus se tyd sou doen. Jy het geen verskoning om nie gekleed te wees by die feesmaal nie. Want soos wat die gasheer elkeen by mekaar maal, is hulle by die deur ingelei, partykeer gedra, en met 'n komplementêre geskenk van 'n bruilofskleed van die gasheer af bekroon. Hoekom nou nog iets anders doen, as die gasheer reeds alles gedoen het wat nodig is? Maar is dit nie ons groot probleem nie? Ons wil verlossing op ons manier bereik.
met ons reëls en met ons bruilofslere. Hoekom net die hele tyd vat wat die gasheer gee? Wie so dink, gooi die gasheer sy gasvryheid terug in sy gesig. En sal waarskynlik dieselfde doen met die feesmaal wat die gasheer voor hom of haar kom neersit. Die gasheer se gasvryheid lê juis daarin dat hy vir almal dieselfde voorregte en regte gun. Dieselfde kwaliteit bruilofskleed gee en dieselfde kwaliteit kos bedien. Hy weet ons kan dit nie doen soos wat hy dit vra nie. Daarom gee hy alles. Help by elkeen van ons om aan sy standaarde te voldoen. Ons moet net daardie genadige gratis uitdeling aangryp en die fees geniet wat hy vir ons voorsit. Ons hoef niks by te dra nie. Ons hoef nie ons eie klere te gaan koop met harde werk wat ons dit geld voor verdien het nie. Hy gee vir jou 'n spierwit kleed gewas in sy bloed as jy by die feesmaaltafel aankom. Hy gee die kos, die brood en die wyn wat die fees betekenis gee. En wat ons daarin verseël in sy koninkryk as die genooide ongenooides, wat eintlik die hele tyd hier hoort. Genade daarvan is te groot om te verstaan. Ons hoef dit nie te verstaan nie. Ons moet net die fees geniet. Ons kan weet vir ons is daar geen risiko nie. Jesus het al die risiko op hom geneem. Hy het die deur oopgemaak en die onverdienstelike soos ons vrylik toegelaat. Hy het sy lewe gegee in die hoop dat ons waardig gemaak sou wou wees om aan die feestafel aan te sit en deel te hê. En ja, om genade so groot te betoon, is 'n reuse risiko vir misbruik of verwerp. Maar hy doen dit vir jou en my, want dis hoe groot sy liefde vir ons regtig is. Mag dit u laat uitsien na die feesmaal waarin ons eendag kan deel ergens in die toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Here van seën en fees, wil u vir my die bron van vreugde wees. Here God van hoop en leef, wil u my bestaan met u verweef. God van heil en heling, wil die helende vrede in ons harte bring. Heer van krag en majesteit, wil u ons versterk in hierdie aardse stryd. Seën van bloed en brood, wil u ons hemelse feesmaal vul met hemelhoop. Gees van lering en lei, wil u in hierdie aardse stryd ons met die geeskrag begelei. Ons staan voor u kragteloos en leeg. Wil u ons die volheid van die groot genade afweeg. Genadige en barmhartige God, bind ons aan u deur die dure bloedverbond. Jesus, Seun van die Almagtige Een,
Wil U ons met die krag van die Gees beheen. Ons staan vanoggend, Jesus Heer, verwonderd oor die genade leer. Ons kan die grootheid daarvan nooit nie pyl, maar ons kan kom aansit in 'n feesmaal van ewige heil. Dankie vir die groot genade, God, wat ons redding begrond. U alleen is ons reddingsweg. Met U by ons eindig alles reg. Vind ons onsself op die ewige hemelse weg. Onverdiend, onverwag, word U die offerlam vir ons geslag. Nou staan ons by die feesmaal se deur, geroep en gebring deur offergeer. Mag U bloed, o Heer, ons altyd tot verlossing verseker. Amen. Ons sal die volgende week inlig oor hoe werk die Paasnaweekdienste. Jy weet, Paasnaweek is by ons Vrydag, Saterdag en Sondag dienste aan die gang. So ons sal die volgende naweek inlig daaroor, oor die tye en spesifiek hoe dit werk. Esther sal ook, dink ek, in elk geval SMS'e vir ons uitstuur daaroor. Dankie, Esther. As jy hierdie week ingaan, kan jy weet, Here Jesus sal jou in hierdie week in sy liefde bewaar. Here Jesus sal jou in hierdie week in sy genade reinig. Here Jesus sal jou in hierdie week vervul met die volheid van sy Gees. Here Jesus sal jou in hierdie week veilig in sy hande hou. En die Here Jesus sal jou in hierdie week beskerm en seën, waar jy ook al gaan. Amen.